Goeiemôre. Hoe voel jy oor die lewe? Is jy dalk vandag moedeloos? Die lewe het mos 'n manier om ons partykeer sommer so onverwags 'n paar tyklappe toe te dien. En dit beïnvloed ons geestelik, baie keer liggaamlik. En dan bevind jy jou soms op 'n plek waar jy moedeloos is. Waar jy nie meer lus is vir die lewe nie. Nou ek lees hierdie wonderlike waarheid. Die persoon sê, waar dankbaarheid groei, verloor moedeloosheid sy krag. Waar dankbaarheid groei, verloor moedeloosheid daai hopelose gevoel, sy krag, sy hou vas, sy greep op jou lewe. Nou wonder ek, is dit nie dalk nodig dat jy vandag weer so 'n bietjie jou seëninge moet tel nie? Om daaraan te dink dat die God wat jou gister gedra het, jou ook vandag sal dra. Dat hy ook in môre is. Dat hy daar is om jou te dra, jou by die hand te neem, vir jou wysheid te gee. Jy sien, God beloof ons nie 'n stormlose lewe nie, maar hy beloof wel sy teenwoordigheid. En daarom is dit nodig dat terwyl u en ek besig is met ons lewensreis hier op aarde, dat ons seker sal maak dat ons saam met die een sal stap wat die pad ken. Ja, wat jy vandag saai, moet ek en jy onthou, is die oes van môre. Leef so, dat mense Christus in jou sien, voordat hulle jou woorde hoor. Dat hulle Christus in jou sien, voordat hulle jou woorde hoor. Nou ek wil graag vanmôre dan so 'n bietjie met u gesels uit die woord van die Here, en wel uit Johannes 5, vanaf vers 7 tot en met vers 8. Baie bekende gedeelte. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Dis die Johannes 5 vers 7 tot en met vers 8. Nou sê hierdie persoon vir Jesus, Here, ek het niemand. Dit is die rede van my siekte toestand. Ek het niemand om my in die bad te sit nie. Daarop sê Jesus vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En ek wil dan graag vanmôre so 'n bietjie met u gesels rondom hierdie gedagte. Niemand gaan jou meneer vir jou mevrou dra nie. Dis nogal iets om aan te dink. Dit skep so amper die indruk asof niemand omgee nie, asof niemand belangstel nie. Weet jy wat is die wonder? Die wonder lê vir my hierin opgesluit, niemand gaan jou dra nie. Maar Jesus sal jou nooit laat val nie. Ja, die mens mag jou val. En hulle val ons. Maar die Here kom in sy liefde en hy klim as te ware hier onder ons in. En wanneer ons swak is, draai ons in sy krag en in sy genade. Maar nou is dit so, dat baie mense lewe asof die lewe aan hulle iets verskuldig is. Hulle blameer almal vir dit wat verkeerd gaan in hulle lewens. Ek is seker jy ken sulke mense. En dalk staan jy in hierdie oomblik in die skoene wat sê, niemand het my lief nie, niemand verstaan my nie. Daar is niemand vir my in my krisisuur of in my krisisoomblikke nie. Soos hierdie verlamde man blameer
jy moontlik ander. Ek het niemand om my in die bad te sit nie. Die harde ontdekking en waarheid is die volgende. Meneer, mevrou, niemand gaan jou dra nie. Jy moet self reageer. Jy moet self die keuse uitoefen. Jy moet self besluit wat jy met jou lewe wil maak. Jy staan elke dag voor 'n eenvoudige, maar diep keuse. Gaan ek die woord gehoorsaam? Of gaan ek redeneer? Dit werk nie vir my nie. Die wêreld is siek, hartseer, gebroken, nie omdat God se woord sy krag verloor het nie, maar omdat mense juis hulle toevlug na ander dinge neem, in plaas van na God en na sy woord. Kan ek vir jou vra, hoe kosbaar is die woord van die Here vir jou? Laat jy toe dat die Heilige Gees God se woord in jou binneste omskep in 'n realiteit? Ek dink die probleem lê hierin opgesluit. Ons soek oplossings in mense, baie keer in vermaak, in afleidings. Maar weet jy, dit is maar net pleisters wat ons emosioneel op onsself plak. Ek glo vanmôre dat die enigste ware herstel lê wanneer ons onsself in God se woord verdiep, anker. Mense kan jou ondersteun en daar is geen fout daarmee nie. Maar niemand kan jou dra deur jou diepste valleie van jou lewe nie. Geen mens. Dit is slegs die Here wat jou deur sy woord en deur sy gees in staat stel om ander kant uit te kom. Wanneer jy hierdie waarheid ontdek jy iets groots. Jesus is die enigste een wat jou kan dra en hy doen dit deur sy woord. Die wêreld is siek omdat mense na alles vlug behalwe na God se woord. Genesing, vreugde, stabiliteit lê opgesluit in die woord van die Here. Elke gelowige staan voor 'n eenvoudige maar lewensveranderende keuse. Gaan ek die woord gehoorsaam? Gaan ek dit deel van my lewe maak of gaan ek redeneer? Ag, dit gaan nie werk nie. Die effek van die woord. Hoe affekteer dit my lewe? Is dit werklik vir my 'n anker? Kom ons kyk wat die woord sê. In Psalm 19 lees ek die volgende. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Met ander woorde, dit bou op. Daarin lê opgesluit vrede en vreugde. Jou siel word nie verkoop. Ek wil dit herhaal. Jou siel word nie verkoop deur die opinies van mense nie. Want mense gaan jou teleurstel. Mense dink nie altyd jy's wonderlik nie. Inteendeel, hulle gaan jou baie keer kritiseer. Jou siel word moeg, leeg, uitgeput. En weet jy wat gebeur? Wanneer genesing intree, geskied dit, wanneer jou siel God se woord vasgryp en die woord geïnspireer deur die Gees van God jou aanraak. Dis dan wanneer jy nuwe moed skep, wat jy kan sê, spreek Here, u diensknegt luister.
Ek wil hoor wat u vir my sê. Johannes 6:63. Dit is die Gees wat lewend maak. Die Heilige Gees, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, sê Jesus, is gees en is lewe. Hoor wat sê Paulus, want wat die vlees bedink, is die dood. Ek sê baie keer dat die grootste krisis wat die mens kan beleef, lê opgesluit tussen dit wat hier tussen jou ore aangaan. Wat bedink jy, meneer? Wat bedink jy, mevrou? Is dit al die ou negatiewe dinge? Of sien jy ook raak dat God goed is? Wat bedink jy? Kom ons lees. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Die getuienis van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Wanneer jy verward is, rigtingloos voel, onseker, is die woord daar om vir jou helderheid te bring. Stabiliteit kom wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees en God se woord jou gedagtes opnuut orden. Die psalmdigter sê, die bevele van die Here is reg. Dit verheug die hart. Ware vreugde kom nie uit omstandighede nie, maar uit gehoorsaamheid. Vreugde is die vrug van gehoorsaamheid. Wanneer jy doen wat God sê, word jou hart lig. Dit bring vreugde. Dit bring blydskap. Hoor wat sê die psalmdigter, die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Dit bring perspektief, lig, insig. Dit help jou om weer te kan sien. Dit help jou om weer te sien jouself. Die grootheid van God. En jy vind rigting in jou situasie. As jy die woord sy regmatige plek gee. As jy sê, spreek Here, u diensknegt of u diensmaagd luister. Jeremia 2:13. Die fout van 'n gebroke wêreld. God sê vir Israel dat hulle 2 sondes gepleeg het. Hy sê, hulle het my verlaat. Die fontein van lewende water. Met ander woorde, hulle het die Here een kant toe geskuif. Hulle het vir hulle self gebreekte waterbakke uitgekap, wat geen water kan hou nie. Om hom te verlaat, is om jou eie emosionele dors te skep. Ek wonder vanmôre, vriend, of jy nie dalk 'n geestelike dors en honger in jou binneste het nie. En dan is die rede daarvoor omdat jy die Here so 'n bietjie een kant toe geskuif het. Sy woord so 'n bietjie een kant toe geskuif het. Jy het so 'n bietjie vergeet. Vergeet dat jy 'n anker in die Here het. En nou is dit nodig dat ek dit vanmôre vir jou moet sê. Kry jou fokus weer so 'n bietjie reg. Fokus 'n bietjie op wat God sê. Nie wat jou omstandighede sê, nie wat mense vir jou sê nie. Moenie ingestel wees op menslike opinies nie. Hoor wat sê die Here vir jou. Hulle het gebreekte waterbakke uitgekap. Mense probeer mos hulle eie oplossings bou. Raak in jou verhoudings. Probeer water opvang in bakke wat stikkend is. Pille, vermaak. Maar hierdie bakke hou nie water nie. Geen menslike oplossing kan jou dra nie. Net die bron van krag,
Net die bron wat vir jou 'n toevlugsoord kan wees, kan jou dra. En dit is die Here. En hy doen dit deur sy kosbare woord. Hoe genees ek emosioneel? Nie deur jouself te probeer dra nie. Nie te kyk wat ander vir my gaan doen nie. Nie te wag op miskien nie. Maar daadwerklik te reageer op God se woord. Om te sê, Here, u woord sê, u krag word volbring in my swakheid. U woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Here, ek vat u op u woord. U is nie 'n mens dat u sou lieg nie. U is my voorsiener. U is my bron van hoop, van krag en van sterkte. Ek neem u op u woord en daarop gaan ek reageer. Jy genees wanneer jy terugkeer na die bron van genesing. Sit elke dag in die woord, nie as 'n plig nie, maar as 'n asemhaling. Waar ek sê, Here, u is deel van my wese. Laat die woord jou siel verkoop. Laat die woord jou hart verheug. Laat die woord jou oë verlig. Laat die woord jou denke herstel. Weet jy, genesing is nie 'n gebeurtenis nie. Dit is 'n vloeiing van lewende water wat terugkom wanneer jy ophou om te drink uit gebreekte bakke. Wanneer jy by daardie punt van afhanklikheid kom dat jy sê, Here, ek is stikkend, ek is gebroken, ek is verward, maar ek kom na u toe net soos wat ek is. Dit meneer, dit mevrou, is 'n wilsbesluit, 'n keuse. Jy moet opstaan. Jy moet sê, Here, hier is ek. Ek besluit vandag om u te vertrou. Here, vandag gaan ek u goedheid ervaar. Ek gaan opstaan op grond van u woord. Hoe geniet ek weer vreugde en stabiliteit? Ek dink jy kan stabiliteit geniet wanneer jy toelaat dat die woord van die Here jou innerlike mens weer orden. Vreugde begin wanneer jy ophou redeneer en sê, Here, ek hoor u. Ek gaan die woord gehoorsaam. Stabiliteit kom wanneer jy ophou probeer dra, hoor nou mooi, wat net Jesus kan dra. Ja meneer, ja mevrou, vriend, hoor mooi. Daar is sekere dinge wat ons nie kan doen nie. Wat net die Here kan doen. En nou moet ek opstaan in die geloof en sê, Here, ek vat u op u woord. Ek gee hierdie saak onvoorwaardelik vir u. My vrees en my bekommernis, ek gee dit vir u. Dis 'n wilsbesluit. Hoe kry ek weer vrede? Vrede is nie iets wat jy skep nie. Dit is iets wat jy ontvang. Hoor mooi, dit is nie iets wat jy skep nie. Dit is iets wat jy ontvang. Jesus gee 'n vrede wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Die woord verlig jou oë om te sien dat hy die een is wat jou dra. Ek wil herhaal. Niemand gaan jou dra nie. Slegs Jesus kan jou dra deur sy woord. Die wêreld se bakke is gebreek, dis stikkend. As jy op die arm van die vlees vertrou, as jy op die mens vertrou, gaan jy stikkend bly. Gaan jou moed verloorse vlakte bly. Jy moet besluit om op te staan en te sê, Here, ek vertrou u. Die woord is volmaak, dis betroubaar. Dit is reg, dit is suiwer. Alles wat jy soek,
Genesing, vreugde, stabiliteit, vrede lê opgesluit in God se woord. Daarom is dit nodig dat ek en jy ons sal verdiep in die woord van die Here. As jy in oorwinning wil leef, moenie voorsiening maak vir mislukking nie. Ag, dit gaan tog nie werk nie. Nee man, verander jou gesindheid, verander jou denke. Sien raak dat God jou wil dra en vir jou die oorwinning reeds gegee het deur Jesus Christus. Luister na Jesus en doen die onmoontlike. Dit help nie, jy sit by die bad van Bethesda, hier by die huis van genade, en jy verlekker jou in jou omstandighede nie. Jy sien, dit kan 'n lewenswyse word om negatief te wees. Om te sê, dinge gaan tog nie uitwerk nie. Hoe gaan my omstandighede ooit verander? Jesus het vir hierdie man gevra om vir hom die onmoontlike te doen. Hy kon gesê, ag Here, dit sal nie werk nie. Daarom lees ons in ons teksvers dat hy gesê het, Here, maar ek het niemand om my na die bad te dra nie. Here, dis die rede wat my verhinder om genesing te ontvang. En nou sê Jesus boet vir hom, hey man, staan op, neem jou bed op en loop. Here, maar ek is verlam. Here, ek is siek. Here, finansies. Here, mense wil my nie op. Nee. Staan op. Kry jou self 'n rad. Reageer op my woord. En toe hierdie man reageer op God se woord, toe staan hy op, waar die bene sterk, en hy neem sy bed op, en hy loop. Net God se woord kan jou dra. Jy en ek moet besluit, gaan ons sy woord gehoorsaam. Keer terug na die woord, wil jou uitdaag. Bære God se woord in jou hart. Leef daarvolgens. Keer terug na die een wat jou kan dra. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag. Maak tyd vir die woord. Kom in God se woord. Kom so 'n bietjie eenkant met die Here. Praat met hom. Hy wil met jou praat. Hy het jou te lief om jou te los, daar waar jy is. Ag, die gebed van my hart is dat jy in hierdie week wat voorlê, die vrede van die Here sal ervaar. Dat sy woord opnuut vir jou betekenis sal kry. Dat jy sal ervaar die goedheid en die vrede van die Here. Kan ek afsluit met die volgende? Moenie wag vir 'n perfekte oomblik. Moenie sê, ek gaan so 'n bietjie uitstel rakende die woord van die Here nie. Maak hierdie oomblik betekenisvol. Maak hierdie oomblik betekenisvol en praat met die Vader. Hy wil met jou praat deur sy woord. Die lewe is te kosbaar en te kort om tyd te mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. Wanneer God jou hand vashou, vriend, hoef jy nie die toekoms te vrees nie. Moenie dat omstandighede, mense, jou verlam nie. Staan op in die naam van die Here. Kom by die woord uit en God sal jou dra. Hy sê vanmôre vir jou, staan op. Mens gaan jou nie dra nie. Omstandighede gaan jou nie dra nie. Maar ek is daar vir jou. Ek sal jou dra as jy my glo. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, dankie vir u woord. Dankie dat u woord vir ons 'n lig op ons pad, 'n lamp vir ons voet is, 'n anker in ons lewens. Dankie dat u deur u woord en deur die kosbare Gees ook vir ons dra.
en dat U vanmôre vir ons sê, staan op. Staan op in die geloof. Vertrou my. En ek sal vir jou voorsiener wees. Ek sal jou bron van vrede wees. Van hoop, van krag en van sterkte. En daarom, Here, eer ek U vir U goedheid, U liefde en U genade. Amen. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. En mag jy in hierdie week die guns van ons Hemelse Vader ervaar.